Hallo julle. So ruk terug het iemand vir my met ons gepraat oor die mense wat so in die kerke val, waar die pastoor die mense aanraak en dan val hulle om onder die invloed van die Heilige Gees. En ja, ek was ook al in kerke waar dit gebeur en ek het al van mense gehoor wat na die tyd sê ek het net maar omgeval want almal val om. En dit is skrif, dit is werklik skrif, ek het dit gaan oplees, dit is skrif, waar sekere mense, waar hulle nie teenwoordigheid van die Here was, waar hulle nie kon regop staan nie, waar hulle omgeval het, want hulle bene het net maar in mekaar gesak, hulle kan nie, en ek glo nie, dis vir almal dieselfde nie, en hier kom die verskil in, want ek glo regtig, soos nou, soos die stuk wat ek gelees het in Rigters 6, waar Jesus aan in die begin het Gideon gedink, dis net 'n engel wat aan hom verskyn, maar dit was nie, dit was Jesus self, as jy verder lees, was die seun van God wat aan hom verskyn het, en hy het nie geval nie, hy het nie gaan lê nie, hy het so ek glo regtig letterlik dat dit vir elke persoon gaan dit anders te wees. As ek in die teenwoordigheid van die Here is, ek onthou Desember maand toe Jesus aan my verskyn het en ek het in sy teenwoordigheid en beweeg, het ek begin ruk. Ek het al mense gesien wat begin lag. Sekere mense begin huil, hulle ween, want hulle raak skoon, hulle raak los. Ek glo regtig dat dit vir ons elke ene gaan anders te wees. Dis nie almal wat gaan val nie. En dis okay. Jy hoef nie vorentoe te gaan om te gaan val nie. Jy kan daar waar jy staan, of waar jy sit in die banke, die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Tale is skriftuurlik. Want al die disippels het in tale begin praat. So dit is skrif. Ons moet almal ons eie taal, ons hemelse taal hê, wat ons praat. En baie mense sê dat waar ons besprinkel word, in die gees gebeur daar iets, dat ons nie in tale kan praat nie, want dit plaas 'n binding oor ons, want besprinkeling is nie skriftuurlik nie, maar groot doop is wel. So, soos ek sê, dis wat ek al gehoor het, wat mense sê, ja, en dis iets wat ons moet definitief doen, want die woord sê, ons praat met 'n gegroan en gemoan, dis skrif. As ons nie woorde het om met voor God te praat nie, dat ons nog steeds met God kan kommunikeer, met die hemel kan kommunikeer, want daar's baie kere wat ons nie woorde het nie, wat ons te kwaad is, ons het te seer, ons is besig om te rou, ons is in skaamte, wat ons kan nie praat nie. Wat is dit? Oh, jy's mooi. Wat is dit, mamma? Hoe huil hulle? Tyson het in sy taal gepraat vir die Here. Vanoggend. Ja, my lief, jy's 'n voorbeeld. Anyway. Dit is nou sy kom of hy gestuur is die man, hy praat in tale. Dankie Jesus. Maar ja, dis wat gebeur julle. Die Heilige Gees is so getrou. Partykeer kan ons nie, partykeer het ons net Shabatatara shachta makiara shururu marata. Yara sukuru marata sharata barada. En dis die vrede, dis die jou gees wat met die hemel connect en net met die Here praat en jy net loskry, jou net losmaak.
So, moenie kerke weggooi waar sulke dinge gebeur nie. Maar ja, die gees van onderskeid is baie belangrik, na wat se kerk toe ons gaan. En daar waar daar wonderwerke is, daar waar daar losmaking is, daar waar daar hoop gepreek word, daar waar daar lewe gepreek word, daar waar ons aangemoedig word om uit te gaan na buite en die Heilige Gees te soek en ewigheidsperspektief gepreek word, waar ons gechallenged word, waar ons oor ons vingers geslaan of getik word, want ons is nie van die wêreld nie, ons moet anders te lyk, ons moet anders te praat, ons moet anders te dink, ons moet anders te redeneer, julle. En ek hoop regtig dat die Here vir julle daardie, dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan nie oor mooi praatjies nie. Ons moet gechallenged word in ons kerke. En as jy omval, deur die Heilige Gees wat jou aanraak, dan val jy om. As jy begin bewe, waar jy begin lag, waar jy begin huil, dis die goed wat moet gebeur. Waar mense genesing ervaar, dis die goed wat moet gebeur. Ons pastoor het ruk terug vir ons seun gebid, hy het 'n seer knie gehad, toe hy daar uitstap, dis daai knie genees, en dis die goed wat moet gebeur. So, wees geseënd julle, ek moedig julle aan, gaan soek daai dinge, gaan soek daai kerke, raak honger vir Jesus, raak honger, and stop walking in shame. Be blessed.